Is interessant, die skrifgedeeltes wat Jean aangehaal het, in Joshua, dis die skrifgedeelte wat ek ook aangehaal het in die begin van die jaar. Eintlik was dit laas jaar se boodskap vir ons om te sê, wees sterk en volmoed. En dan sê die Here, hoekom kan ons dit wees? Want hy is met ons. En dis die boodskap wat hy vir ons gegee het hierdie jaar. Kom ons gaan gou soontoe na Matteus 28 toe. Matteus 28. Matteus 28, dis die skrif wat die Here vir ons gee het. Laas jaar, be strong, wees sterk en volmoed, want ek is met julle. En daar het hy gepraat oor oorlogvoering, wat hy vir Jode sê, luister nie, maak nie saak wie teen julle gaan staan nie. Ek is met julle, en julle sal oorwin. Dis wat hy na hele Joshua's 1 praat van. Hierdie jaar was die woord vir ons is Matteus 28, 19 en 20, veral 20, maar in die Engels die laaste gedeelte van vers 19 is deel van vers 20, en dis hoekom ek vers 19 vir ons wil lees. Hy sê, gaan dan heen, omdat dis die opdrag, dis nie 'n versoek nie, dis Jesus se opdrag gewees aan sy disippels, en hierdie gaan dan heen beteken nie almal bedank en voltyds in bediening gaan nie. Daai woord gaan dan heen beteken, soos wat jy gaan deur die dag. Soos wat jy gaan in jou lewe, in dit wat jy doen, maak disippels. Reg, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en dan hierdie gedeelte is deel van vers 20 by die Engels. Hy sê, en leer hulle, met ander julle disippels, hy sê vir sy disippels, om hulle disippels alles te leer, alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ek het weer daarna gelees en ons gaan dit nou weer lees. Om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Toe het ek gegaan na Matteus, blaai net gou terug na Matteus 10 toe, toe het ek vir u gelees Matteus 10, maar ons gaan eers na Matteus 9 toe, wat vir my baie interessant was. Jesus het dit eers gedemonstreer, en toe sê hy vir sy disippels om te doen. Matteus 9:35. Matteus 9:35 lees as volg. Ek het dit vorige keer nie gelees. Hy sê, en Jesus by al die stede en dorpe rondgegaan, en hulle in die sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte, en elke kwal onder die volk genees. En ek gaan nog ietsie daaroor deel, maar nie vandag nie. Daar was nie uitsondering gewees nie. Reg, en wat sê hy vir sy disippels? Hoofstuk 10, vers 1. En hy sê 12 disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor onrein geeste en hulle, om hulle uit te dryf en elke siekte en elke kwal te genees. Met ander woorde, hy sê vir sy disippels, dit wat ek vir julle gewys het, dit wat ek vir julle geleer het, gaan doen dit, en dan julle disippels gaan leer hulle om dit ook te doen. Ons is terug by Matteus 28, vers 20, wat sê, en kyk, en dis belangrik, hierdie is die woord wat die Here vir ons gegee het vir hierdie jaar. Hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ekskuus, waarvan praat God hier, of Jesus hier? Wat Jesus hiervan praat, die enigste manier hoe julle disippels kan doen wat julle doen is, ek moet met julle wees. En ons weet, dit is die Heilige Gees. Toe God vir Adam en Eva geskaap het in die volmaakte lewe wat hulle gehad het, het God saam met hulle gewandel. Is julle by my? God het saam met hulle gewandel. Dit was God se, ek wil sê, routine. God wat saam met hulle gewandel. Tot die sondeval dan, toe weet ons, toe is God nie meer saam met hulle gewandel nie. En na al die jare toe kom Jesus Christus
En Jesus kom wandel weer saam met sy disippels. Want dit is God se hart. Jesus kom aarde toe en hy kom wandel weer saam sy disippels. En wat toe gebeur is in Johannes 16, sê Jesus 'n skokkende ding eintlik. En ek dink ons verstaan dit nie. Johannes 16 vers 7. Johannes 16:7 sê Jesus vir die volgende. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordeliger dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan het nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, ek's by julle, maar raai wat? Dit gaan vir julle beter wees as ek nie meer saam met julle is nie. Ek gaan weg. Wanneer ek weggaan, gaan dit vir julle beter wees. Hoekom? Want die Heilige Gees gaan kom en ons gaan terug na een bladsy, hoofstuk 14, Johannes 14 vers 16 en 17. Johannes 16, 17. Johannes 14, 16 en 17. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee. Die ander beteken van dieselfde soort. Met ander woorde, die een wat ek gaan stuur is nie 'n vreemde een nie, hy is van dieselfde soort. Met ander woorde, ek sê rooi appel, ek gaan 'n groen appel vir julle stuur. Dieselfde soort. Ek gaan vir julle 'n ander trooster gee, wat om by julle te bly tot in ewigheid. Baie belangrik, dis hoekom daai vers lees. Dis nie net vir 'n kort tydjie nie, is nie net vir 3 jaar nie, maar hy gaan vir ewig by julle wees. Vers 17, ekskuus, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Met ander woorde, jy moet 'n kind van God wees om te kan ontvang. Wat die wêreld nie kan ontvang, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle gaan bly en in julle gaan wees. Met ander woorde, hier sê vir hulle, luister, is beter as ek weggaan, want dan gaan ek hom stuur, en hy gaan binne in julle bly. Hy gaan 24 uur binne in julle bly vir ewig. En dit gaan vir julle beter wees. My boetie en sussie, as dit nie beter is nie, dan is daar fout. As dit nie beter met ons gaan, as met disippels voor die doop met die Heilige Gees nie, is daar fout. Want Jesus sê dit sal beter wees. En hy gaan nou daarby uitkom. God het vir ons gesê vir hierdie jaar, hy is by ons. Hy is met ons, sodat die bonatuurlike ons deel sal wees. Dis hoekom vir disippels hier vir hulle gesê, luister, ek is met julle tot aan die einde. En die rede hoekom hy dit gesê het, is dat die bonatuurlike, wat nie ons natuurlike is nie, dat ons erfpos sal wees. En ons gaan nodig hê hierdie jaar, as gevolg van dit wat Jean gesê het. God het gesê, daar gaan deurbrake kom. Maar deurbrake kom net wanneer daar 'n blokkasie is, wanneer daar 'n muur is. Dan het ek en jy deurbraak nodig. Ek laasweek het dit ook vir jou gesê. 'n Deurbraak het ons nodig wanneer daar krisis is. Wanneer dinge nie loop soos wat ek gedink het nie, dan het ons 'n deurbraak nodig. En die enigste manier hoe ons gaan oorwin, deurbraak gaan kry, wanneer God se natuur, die Heilige Gees binne ons deur ons gaan vloei. En almal sê, amen. En dit kan ons nie doen sonder die Heilige Gees nie. Wat is die dilemma? Wat is die dilemma? Jy kan 10 miljoen rand in die bank hê, maar nog steeds doodgaan van die honger en van dors.
nog steeds nie huis hê, nog steeds nie klere hê nie. As jy nie gaan onttrek dit wat beskikbaar is nie, as jy nie gaan onttrek wat beskikbaar is nie, is dit nog nie joune nie. En God sê vir ons, hy is met ons. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee om in ons te woon, sodat wanneer daar mure, krisisse kom, dat daar deurbrake sal kom, die bonatuurlike in en deur ons lewens sal vloei, sodat deurbrake nie net moontlik gaan wees nie, maar God se plan is vir ons harte. En dis alles opgesluit in die Heilige Gees. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal jy my getuies wees. Ons is gered, ons is gedoop met die Heilige Gees, maar is daar by ons 'n begeerte om te vloei in dit? Is daar begeerte in my en jou? Is daar honger en dors in my en jou om te sê, Here, dis wat ek soek, dis wat ek begeer. Ek stel myself beskikbaar vir u koninkryk. Of is ons so besig met ander dinge, dat dit wat in sy koninkryk is, dit wat in ons bankrekening is nie vir ons waardevol genoeg nie, om na te jaag en te begeer nie. Lukas, kom ons gaan na Lukas 12 toe. Lukas 12. En ek het vir julle gesê, ek deel nie 'n boodskap, die Here gee nie my 'n boodskap vir julle nie. Die Here deel 'n boodskap vir my. Die boodskap wat ek met u deel is wat God my uitdaag mee. Ek het vir julle gesê laasweek, die Here vra vir my, wat is jou hart vir 2026? Dit het ek baie goed gedink. En die Here, nêrens het ek gesê, Here, maar u wil vir my lewe, dis wat ek soek hierdie jaar nie. Dis wat ek soek, dis wat ek begeer, dat die manifestasie van u wil en u koninkryk in my lewe sal plaasvind nie. Ek het baie ander goedjies gehad op my lys vir 2026. Maar dit was nie op my lys nie. Hoekom nie? Want ek het dit nie waardevol genoeg geag, om te sê, Here, dis 'n dringende begeerte in my hart nie. En as ons al hierdie dinge het wat God vir ons deur die Heilige Gees beskikbaar het, maar ons nie begeerte daarvoor nie, raai wat, dan gaan dit nie manifesteer nie. Lukas 12 toe, en ek gaan nie alles lees nie, van vers 22. Praat hy van hoe hy sorg vir die kraaie, vir die lelies, vir die gras. En dan kom hy by vers 30, ek gaan net vers 30 lees. Kom ons lees vers 29. En julle moet ook nie soek wat julle kan eet of wat julle kan drink nie. En julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. Dis die gees van die wêreld. Ek gaan nou verder lees. Die gees van die wêreld gaan oor my en my koninkryk. Dis die gees van die wêreld. En nou sê Jesus, maar dis wat die wêreldse nasies soek. Moet dit nie doen nie. En dan gaan hy aan, vers 31, hy sê, maar soek die koninkryk van God, en hierdie ken ons, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan vers 32, dis die een vers wat baie sterk staan. Hy sê, moenie vrees die klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehaag gehad om aan julle die koninkryk te gee.
God se hart is my en jou erfporsie as burgers van die koninkryk is om die koninkryk vir ons te gee. Dis sy begeerte vir ons. En in daai koninkryk is die 10 miljoen rand. Die voorsiening wat God vir ons gegee het om bo-natuurlik sy koninkryk te vestig. Dis in sy koninkryk. En die sleutel om dit te ontsluit vir ons is deur die werking van die Heilige Gees. Maar as ek en jy nie brand en begeerte in ons lewens het om te sê, Here, dis wat ek soek nie. Ek te pas in my om die koninkryk in besit te neem, om dit uit te leef nie. Raai wat, is dit daar? Die vraag is, wat soek ons? Wat jaag ons? Kom ons lees verder. Kom ons lees weer 32. Hy sê, moenie vrees die klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad, om aan julle wat te gee, die koninkryk. Verkoop julle besittings, en gee almoses. Maak vir julle beursies, wat nie oud word nie. 'n Skat wat in die hemel, wat onuitputlik is, waar geen dief kom, of mot verteer nie. En dan sê hy vers 34, die skokkende vers. En dis die tema van my boodskap vanoggend. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek wil verander nie waar jou skat is nie, wat is jou skat? Christoffel, wat is jou skat? Wat kry al jou aandag, energie en jou tyd? Het jy brandende begeerte vir die koninkryk? Of het die gees van die wêreld jou ook so oorweldig, dat jy so besig is met ander dinge, dat jy geen behaag het om die koninkryk uit te leef nie? Dis die vraag wat die Here vir my vra. God wil ons seën. Luister mooi. God, ons is geseënd in Christus Jesus. Ek glo met my hele hart. God wil hê ons voorspoedig en geseënd wees. Maar dit gaan oor wat is die ding wat ons dryf? Wat is die ding wat ons maak môre opstaan in lewe? Gaan dit oor my? En ek wil nie môre daaroor praat nie, dis wat ek volgende week gaan praat oor. Het ons 'n passie, 'n honger nog vir sy koninkryk? En vanmôre doen ons voorraadopname. Mense wat besigheid het, weet, aan die einde van 'n finansiële boekjaar is dit weer stok opneem. Kyk wat het ons. My boetie en sussie, die Here praat met ons vanoggend, sê luister hier, hoe lyk dit? Wat is die belangrikste in jou lewe? Waar lê jou prioriteite? Het jy as Christen 'n begeerte vir die koninkryk? En dis die uitdaging vir ons. 2026, God wil deurbrake bring. Verseker, daar gaan, luister hier, daar gaan mure wees. Daar gaan krisisse kom. En die enigste manier hoe ons gaan oorwin, is in die krag van die Heilige Gees. En daarom is God se begeerte, hy wil hê in 2020, 26 moet ons meer as oorwinnaars wees. Maar dit gaan nie wees deur die vlees te beklei nie. Deur die Heilige Gees gelei te word, bekragtig te word deur die Heilige Gees, om toe te laat dat God se natuur deur ons vloei, en dis werk van die Heilige Gees. Is dit goeie nuus? Verseker. God is met ons. Hy het vir ons sê in Matteus 28, hy is met ons. Hy is met ons. Hoekom? So die bo-natuurlike deel van ons lewe sal wees. En dan sê hy sal binne ons woon, en hy sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie.
Dit hang net af of ons, dit wat in store is vir ons, of ons dit begeer, 'n honger daarna het. Hy wat soek, sal vind. Hy wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Dis net een hoofstuk terug, dink ek. Lukas 11, vers 9. En ek sê vir julle, bid en julle vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Vers 10. En elke een wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Met ander woorde, wat sê die Here vir my en vir jou vanoggend? Die Here sê ons weer passie hê vir sy koninkryk. Kom ons maak seker dat die belangrikste bly. Dit wat die belangrikste in ons lewens belangrik sal bly. En dis my gebed vir elkeen van u wat hier sit. Vir my. Ons is geseënd. Moet net nie toelaat dat ons die seëning ons skat word nie. Moenie toelaat dat die seëning en die voorspoed wat die Here vir ons gee, ons skat word nie. Hy is die middelpunt. Hy is die belangrikste vir ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons as gemeente sê, U is met ons. U sal ons nooit begewe, ons nooit verlaat nie. U hart vir elkeen van ons wat hier sit, en wat U woord hoor, is dat U met ons sal wees. En U is met ons sodat ons nie in die vlees hoef te beklei nie, maar dat ons sal toelaat dat die geesdimensie ons lewe sal oorweldig, die Heilige Gees ons sal lei in elke situasie, van oorwinning tot oorwinning in die naam van Jesus Christus. En daarom sê U vir ons vanmôre, U hart vir ons is dat wanneer daar mure kom, wanneer krisisse kom, U vir ons deurbrake wil gee, maar dis onmoontlik sonder die krag van die Heilige Gees. En daarom sê U vir elkeen van ons, U is met ons. Dankie, Heilige Gees, dat U in ons woon. En ons liggaam is U tempel. Maar ons wil bid en vra, Heilige Gees, en ons gee U die reg vanmôre om te vra, kom lei ons. Kom lei ons, o Heilige Gees. Laat ons nie deur die vlees gelei sal word nie. Maar ons sal toelaat dat U ons lei, sodat die koninkryk van ons koning in en deur ons sal manifesteer. Ons wil vir U vanmôre sê, Vader, Seun en Heilige Gees, ons passie, ons begeerte is honger na U koninkryk, na U en U koninkryk. Help ons in hierdie jaar om U koninkryk te soek, want dis wat U vir ons wil gee. Vader, U sê vir ons vanmôre, U het 'n welbehae daaraan, U het 'n brandende begeerte om hierdie jaar U koninkryk vir ons te gee in die volheid daarvan. En ons wil sê vanmôre, Vader, dankie daarvoor. Ons begeerte, ons harte is om U koninkryk te ontdek en uit te leef. Die rykheid wat daar is vir ons in die koninkryk, om dit uit te leef, sodat mense U sal verheerlik, U sal sien in ons lewens. Ek bid vir elkeen van ons vanmôre, Vader, in die naam van Jesus Christus,
elkeen vir ons, dat ons eers die koninkryk sal soek. Want U beloof, dan sal U die res vir ons gee. Help ons, Vader, help ons hier in Agape, om U koninkryk te soek hierdie jaar. Dis ons gebed, in Jesus naam. Amen. Amen. Uitdagend, ja. Dit daag ons altyd uit, want God wil hê ons meer soos hy lyk. Meer soos Jesus lyk en wees. En daarom my gebed vir U is, kom ons fokus weer op wat belangrik is. Kom ons waak teen die gees van die wêreld. God wil jou seën. Ek glo dit met my hele hart. God is 'n God van seëning en van voorspoed, van goeie dinge. Ons net nie toelaat dat dit ons skat word nie. Amen.